Soos ons word almal voorberei vir die lewe. Eers in die kinderhuis en dan ons beroep wat ons die res van ons lewe gaan maak. Dit maak nie saak of jy 'n huisvrou is of jy iewers moet gaan kwalifiseer vir jou beroep of jy terwyl jy werk kwalifiseer nie. Almal van ons moet opgelei word. En as dit nie so is nie, watter vlak area van jou lewe ook, dan sukkel mense met daardie gebrek aan opleiding, voorbereiding vir die lewe in watter al sektor van mense lewe ook. Net so moet ons opgelei word as Christen. Eers begin dit by die kinderjare, in die kinderjare, by die huis, maar ook deur kategese. Maar dan kry ons opleiding uit 'n ganse ander oord. Die Here wat self skaaf om ons gereed te maak vir die toekoms. Hy skaaf om weg te neem dit wat ons onvoorbereid laat vir die toekoms. Ons verander, soms soos almal maar verander, maar soms loop ons toekomspaadjie heeltemal 'n ander rigting. Ons omstandighede. Byvoorbeeld iemand wat skielik gesondheidsprobleme ondervind. Iemand wat 'n lewensmaat verloor. Dan moet 'n enkel ouer, as daar kinders is, self die mas opkom. Die enkel ouer moet die oorlede ouer se plek vol staan. Of dink aan 'n ander voorbeeld. Wanneer iemand emigreer, 'n ander vreemde land, ander werk, ander kultuur. Sulke en ander ingrypende veranderings maak dit noodsaaklik dat 'n mens in staat kan wees om te verander. Dit vereis dat 'n mens plooibaar bly. Jesaja 29 vers 15 en 16. Wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind. En hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O julle verkeerdheid. Of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Voorsitter, ons kry hier twee partye in hierdie kort gedeelte wat ek gelees het. Aan die een kant word ons hier bekendgestel met die pottebakker, aan die ander kant hulle wat planne diep verberg. Nou, wie is die hulle? As ons begin by hierdie hoofstuk, Jesaja, hoofstuk 29, dan vind ons uit, die Here is deur Jesaja besig om te praat met die rebelse inwoners van die stad Jerusalem. Van hulle wat nie meer die Here 'n plek in hulle lewe wil gun nie. En Jesaja en Jeremia se tyd in die geskiedenis van Israel is hier aan die eind, reg aan die sterkie kant van Israel se lewe in die beloofde land. Nie lank daarna nie, in Jeremia se tyd, het die Here begin om Israel as bandelinge weg te voer. Eers die noordelike 10 stamme en dan die land Assirië en dan later die oorblywende 2 stamme, Juda en Benjamin, Jerusalem weggevoer na Babylon. Daarom is daar teen hierdie tyd al baie hoofstukke gewees in Israel se rebellie teen die Here. Meer as 1000 jaar is hulle al in die beloofde land. Die Here het al hoeveel keer, hoeveel profete na hulle gestuur, hoeveel keer met hulle gepraat, hoeveel keer hulle gewaarsku, en dit raak nou regtig hier aan die laaste wat die Here nog vir hulle kanse wil bied. Ons kry dan die ander partye, daardie mense in Jerusalem wat snags optree. En hulle hoop as hulle in die nag optree met die duisternis as dekmantel, dat hulle dit wat hulle doen, dit wat hulle verkeerd doen, weggesteek, verbloem kan wees. En die Here sê vir hulle, julle is arrogant. Julle dink omrede julle in die nag sondig, opsetlik doen wat julle nie moet nie, sal niemand julle raak sien nie. Die Here waarsku julle, ek sien, julle kan niks vir die Here wegsteek nie, en oordeel is op pad. Of moet die pottebakker, Of moet die pottebakker beskou word as die klei, dat die maaksel van sy maker kan sê,
Hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Die Here gebruik twee beelde hier, my broers, die pottebakker en die klei. Die klei is dan Jerusalem in die hand van die pottebakker, die Here. Die aanmatigende mense, wanneer hulle sonder kennis uitsprake lewer. Wanneer 'n mens nie oor genoegsame kennis beskik nie, broer en suster, dan kan jy nie tot gevolgtrekkings kom nie. En vir 'n mens om vir die Here te wil voorskryf, is die mees ekstreme en aanmatigende vorm en van arrogansie. Sulke mense, jy kry vir hulle deesdae, baie van hulle wil vir ons vertel wat is wat. Hulle wil vir die Here vertel wat is wat, en al wat ons eintlik in 'n mens raak sien is hoogmoed en dwaasheid. Dis baie keer wanneer mense al so lank en so ver van die Here afgedwaal het, dat hulle al hoe meer, miskien sonder dat hulle dit regtig besef, hulle eie God geword het. En dan gee hulle vir hulle die reg toe om vir die Here te vertel wat is wat. Die Here wys dan op die korrupsie van hierdie ongehoorsame en bose mense in Jerusalem. Is daardie mense dan in die plek van God? Kan bose mense dan God ontken as skepper? Het mense as klei die reg om die Here as die maker te wil sê wat is wat? Net in die volgende Bybelboek vind ons weer die pottebakker en die klei. Jeremia 18 vers 1 tot 12. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. En in 'n ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk om dit te bou en te plant. Maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal ek berou hê oor die goeie waarmee ek gesê het dat ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem dit. So spreek die Here, kyk, ek maak onheil gereed teen julle, en ek dink 'n plan uit teen julle. Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed. Maar hulle sê, dit is te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart wandel. My broers, Jeremia beskryf hier vir ons hoe hy na die pottebakker toe gegaan het, en dit wat dat gebeur het, die pottebakker was besig om iets te maak, dit het geflop en hy besluit om iets anders te maak. En toe praat die Here met hom, en die vergelyking en die beelde van die Here as die pottebakker en Israel nou as die klei word herhaal vanaf Jesaja na Jeremia. En dan verduidelik die Here, 'n nasie wat boos is, as die Here so besluit om aan daardie nasie te vernietig en daardie nasie bekeer hom tot die Here, dan sal die Here daai oordeel terugtrek. Ons dink aan Jona, wat gegaan het na Assirië toe, en daar het hy verkondig, die Here gaan julle verwoes, en die Assiriese nasie het hulle bekeer, en die Here het sy oordeel teruggetrek van die Assiriërs af. Maar dan praat die Here met Israel, wat die Here soveel honderde jare al probeer en dit wel gedoen het, goed aan Israel, terwyl Israel net al hoe verder
en verder van die Here afgedwaal het, meer en meer afgode hulle tot hulle gewend het. Vers 11, sê dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit. So spreek die Here, kyk, ek maak onheil gereed teen julle en ek dink 'n plan uit teen julle. Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en maak julle weë en julle handelinge goed. Maar hulle sê dit is te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart wandel. Broers, ek dink baie aan ons land wat vanuit regeringskringe regtig, ek wil amper sê daarop uit is om teen die Here op te tree. Die Bybel waarsku baie duidelik dat die vyand van Israel word die vyand van God. En nogtans het die regering dit op hom geneem om die een land in die wêreld te word wat vir Israel gaan aankla by die wêreldhof. Dit is 'n land se regering, my broer en suster, wat uit is daarop om so gou as moontlik so ryk as moontlik te word en nie omgee hoe dit plaasvind nie. Ons het saga na saga na saga in ons land, aandnuus na aandnuus wat vir ons vertel van die korrupsie in ons land, van die geldverduistering, van die manier waarop mense eenvoudig net alle morele kodes een kant toe werp en nie meer skaam is om te sê ons steel nie. Ons steel geld om onsself te verryk. Hulle werk dit en hulle beskou dit as hulle reg om te doen. En daarom, my broer en suster, is die Here besig om al hoe meer en meer teenstand teen ons land se regering op te rig. Veral deesdae in die laaste hoofstuk Amerika, wat nou sanksies gehef het, 30% invoere en die verdrag wat besluit wat daar bestaan tussen Amerika en Suid-Afrika lande, Suider-Afrika se lande, die AGOA-verdrag waarop ons voorkeurbehandeling kry, dit is ook in die weegskaal. My vraag is, en ek wonder by myself, wat gaan die Here volgende doen? Hoe gaan ons volgende die prys betaal van regeringskringe vir die manier waarop ons land bedryf en bestuur word, 'n verantwoordelikheid wat hulle het teenoor die Here. Vers 11, die Here neem die stap om oordeel oor Israel los te laat, maar hy doen steeds 'n beroep, roep steeds dat hulle sal bekeer. Die reaksie van Jerusalem, my broer en suster, is absolute uit en uit rebellie. Ons sal na ons gedagtes wandel, vers 12, en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart handel. Interessant dat hulle erken, hulle het 'n bose, verharde hart. Dit is baie insiggewend. Dit laat my dink, my broer en suster, die prentjie wat ek hier sien ek ook in die Openbaring boek. Wanneer ons daar lees, die Here laat die finale oordeele oor hierdie wêreld los. Iets verskriklik. Een plaag wat die Here stuur, byvoorbeeld, en dan is 1/3 van die mense op die aarde is dood. Miljoene mense op een slag. Wesens wat die Here stuur wat soos perde lyk, wat sterte het, wat kan steek soos 'n skorpioen en mense pynig. En wat gebeur? Mense weier eenvoudig om hulle self te bekeer. Mense wat jy kan vra of hulle nie die vermoë reeds verloor het om hulle tot die Here te kan bekeer nie. Slegs deur baie ongehoorsame jare, my broer en suster, kom mense uit by sulke rebellie teenoor die Here. Wat veroorsaak verharding van mense se harte? Hoe vind dit plaas? Dit vind plaas deur 'n lewe van ongehoorsaamheid aan die Here. Met elke daad van ongehoorsaamheid word mense se harte harder en harder. Mense verloor dan heeltemal hulle plooibaarheid soos klei. Mense verloor hulle plooibaarheid. Die probleem is dat mense is lewende klei. Dooie klei bly neutraal, plooibaar, bruikbaar. Die probleem is egter dat lewende klei
in eie wil het. Mense as klei in die hand van die Here het in wil. Hulle het 'n keuse tussen gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. En met elke stap van ongehoorsaamheid raak die Here in Christene as klei in die hande van die Here net harder en harder, moeiliker en moeiliker om te gehoorsaam. Ek sluit af, Romeine 9 vers 16 en 21 tot 23. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is, genadig is. Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die mensdom, die een voorwerp tot eer, Christene, en die ander tot oneer, onchristene, te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Pragtige bemoedigende gedeelte, broer en suster, vir Christene, vir ons wat ten diepste wil gehoorsaam wees. Ten spyte van ons menslike stryd om gehoorsaamheid, is daar die drang, die besluit, die behoefte om wel gehoorsaam te wees. Van ons maak die Here voorwerpe van barmhartigheid, voorwerpe van goedgunstigheid, wat hy vir ons help, omdat hy gesien het ons harte is ingestel tot gehoorsaamheid, help die Here sulkes om gehoorsaam te wees. Ons word eenkant gesit as voorwerpe van eer, om plooibaar te bly deur die werk van die Here, om so plooibaar te bly dat die Here steeds kan bly verander aan ons, steeds kan wegneem dit wat die lewe wat hy vir ons gee, van ons beroof, dit wat ons vrede wegvat, dit wat ons vul met vrees. Daaraan werk die Here om vir ons vry te maak, om ons so plooibaar te help bly. Maar dan die voorwerpe van toorn, ongelowiges reggemaak vir die Here se oordeel. Die Here wil op ons harte druk, bly plooibaar, bly ingestel op gehoorsaamheid teenoor die Here, bly vertrou dat die Here beter weet ten opsigte van ons omstandighede. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here. Ons lewe in 'n land waar verandering bitter moeilik is. Veral is 'n mens en mense en 'n groep mense bekend staan dat ons nie verander nie. Dis deel onlosmaakbaar van u wil vir ons lewens. Dis onvermydelik deel van u plan vir elke Christen se lewe, verandering. Verandering om ons vry te maak, nie om ons slimmer te maak, maar om ons vry te maak van dit wat die sonde en ons sondige natuur ons vasgevang het. Help vir ons om oor te gee, Here, aan u plan vir ons lewens. Help vir ons om te glo en te vertrou dat u plan vir ons lewe is beter as ons sin. Dat u kan vir ons 'n mens, 'n persoon maak wat beter in hierdie wêreld funksioneer, wat gelukkiger is, meer suksesvol. Suksesvol veral in daardie areas van ons lewens waar ons tekort skiet en vir ons so moeilik en onmoontlik is om te doen wat ons moet, ons verhoudingslewe. Ons verhoudingslewe, Here, wat u die beste wil maak wat dit kan wees. Dat ons klei kan bly in u hande. Klei wat u kan vorm. Wat u kan hervorm tot iets beters. Wat u kan suiwer, Here. Wat u kan bak. Want ons is gereed om te funksioneer in daardie voorwerp, daardie mense voorwerp van vryheid wat u gemaak het uit ons. Ons vra dit en bid dit in Jesus se naam. Amen.